Goeiedag, broers en susters, mede volksgenote. Ons staan aan die vooraand van 16 Desember, wat ons die gelofte gaan herdenk wat ons voorouers afgelê het. Maar eers 'n paar vrae. Het jou ouers jou vertel daarvan? Hulle jou ingelig waaroor dit gaan? Van die gelofte, van die volk, maar ook van die God wat hulle gesmeek het vir die oorwinning. Het hulle jou vertel van die groot oorwinning wat Jesus Christus aan die kruis vir ons behaal het? Die oorwinning oor die sonde, die oorwinning oor die dood. As hulle jou dit nie vertel het nie, ek is baie bly dat jy bewus is daarvan. En ek wil vir jou vra, vertel dit vir jou kinders ook. En jou kleinkinders, van God se genade, God se oorwinning. Ek lees hierso in Psalm 78, 'n gedig van Asaf. Hy sê, luister wat ek jou leer, my volk. Luister aandagtig na wat ek sê. Ek gaan 'n gedig voordra. Ek gaan julle inlei in geheimenisse uit die verre verlede. Wat ons gehoor het en wat ons weet, wat ons vaders ons vertel het, sal ons vir ons kinders nie verswyg nie. Ons sal aan die volgende geslag vertel van die roemryke dade van die Here en van sy mag, van die wonderdade wat hy gedoen het. Weet hoe die 464 boere, manne, te stande gekom het teenoor 16.000 Zulu krygers, het hulle 'n paar dinge besef. Die een is 'n totale oormag. Daar is nie 'n kans dat hulle dit sou maak nie. Maar hulle het ook besef, hulle het 'n God, 'n almagtige God, wat hulle aanbid, wat hulle kan red. En hulle het hom begin smeek vir 'n oorwinning, vir uitkoms. En hy het gegee op velerlei maniere. Hy het gegee in die vorm van die oorwinning, maar hy het ook gegee deur sy seun Jesus Christus aan die kruis, wat die volmaakte oorwinning was. As ons terugkyk sal ons besef, as die krygers, die Zulu krygers daai dag die boerevolk, die boerekrygers oorwin het, dan was hy waarskynlik nie meer 'n volk vandag nie. Ons het ons bestaan vandag te dank aan die oorwinning wat God aan die boere gegee het op daardie dag. En hulle het van die 9de Desember af, het hulle elke aand hierdie gelofte herhaal wat opgestel is teenoor God. En ons moet dit aanhou daarmee, want die oorwinning is toe behaal. En ek hou nou vir julle die gelofte voor. Hier staan ons voor die heilige God van hemel en aarde, om 'n gelofte aan hom te doen, dat as hy ons sal beskerm en ons vyand in ons hand sal gee, ons die dag en datum elke jaar as 'n gedenkdag, soos 'n Sabbat, tot sy eer sal deurbring. En dat ons 'n huis tot sy eer sal oprig, waar dit hom behaag. En dat ons ook aan ons kinders sal sê, dat hulle met ons daarin moet deel, tot nagedagtenis, ook vir die opkomende geslagte. Want die eer van sy naam sal verheerlik word, die roem en die eer van oorwinning aan hom te gee. Laat ons dit doen, laat ons nie ophou nie. En laat ons ook verder vertel van die oorwinning van Jesus Christus aan die kruis.